Goeiemôre, broer en suster. Ek weet nie of ek anders daar hard is. Ek weet nie of ek anders daar by jou nie. As hy, kom ons kyk of hy nou is aan hier by my. As hy, 1, 2. Ek dink daar kom ek nou deur. Kan almal my hard en duidelik hoor? Is my voorreg om julle vanmôre ook hier te verwelkom, waar ons saam is. As ons so buitentoe kyk, dan beleef ons die belofte van reën. Ons beleef die Here se goedheid en dit wat ons raak sien. Die groenigheid van die tyd wat ons gaan, die nuwe groei wat voor lê, 'n nuwe seisoen. En as ons so saam is, dan dank ons ook die Here vir sy teenwoordigheid, vir sy genade. En ek wil vra, so wat ons dan hier saam is, kom ons begin dan hierdie erediens met lied 168. Ons sing vers 1 tot 3 van hierdie lied. Staande, dan kan u weer u plek inneem. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring Here, Christus die Here, met eerlikheid is U gekroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor die grootheid Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, U Gees moet ons hier lei en leer. U is die Alpha en die Omega. U kom en elkeen sal U kan sien. Is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. Kan die plek inneem. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Here groet jou vanmôre met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, en dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan. Ons sing ons 2 liedere saam, ons sing lied 201 en dan daarna lied 212. Ons sing 201 vers 1 tot 3 en 212 vers 1 en 2. Kom ons sing staande hierdie liedere, dan kan jy weer na die tyd die plek inneem. Sing Heer, buig voor hom neer, bewys aan
as Heer en hom erken as Heer en hom erken as Heer. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolik juig en sing, laat al wat leef hom dank en prys, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. Lof, prys die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juig, laat almal saam hom eer betoon en voor al koning buig, voor al koning buig en voor al koning buig. Die Here is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Ek kan die plek inneem. Broer en suster, as ons vanmôre kom stil word in voormoediging voor die Here, lees ons saam as wet in Matteus hoofstuk 22, die opsomming van die wet. Die gedeelte lees vanaf vers 34, toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Gee 'n paar oomblikke vir stil gebed.
Here, ons kom dankie in hierdie oggend, dat ons, Here, in die genade, op grond van u woord, op grond van u goedheid, u liefde, Here, hier by mekaar kan wees. Ons dankie, Here, dat u kerk deur die eeue, Here, lei, beskerm, onderhou, dat u, Here, u kerk vergader, by mekaar bring. Dankie dat ons, Here, bewus kan wees van die goedheid. Here, as ons hierdie woorde in Matteus 22 hoor, besef ons, hoe groot is u genade, u liefde en u krag wat in ons werk. Here, mag Gee dat dit nie net by ons sal bly nie. Gee dat ons sal uitdeel en sal uitstraal die liefde, Here, wat u vir ons elkeen het. Vul ons met die krag, o Here, u wat ons redder is, u wat ons koning is, sodat ons, Here, in hierdie wêreld u lof kan bring. Ons kom vra dit in u naam. Amen. Broers, so wat ons sit, kom ons sing hierdie volgende lied saam. Ons sing die 280, ons sing vers 1 tot 3 van hierdie lied dan net soos wat ons sit. Here, Redder, groot en magtig, u oorskou ons lewenspad. In die liefde en genade het u op my aankom vat. Heer, die leiding bring bevryding, u het op my aankom vat. U het op my aankom vat. U my Redder, groot en magtig, u het my ook raak gesien. Ek is feilbaar, swak, onseker, tog val ek u dankbaar dien. God, my Here, u is Here, vals kan ek op u vertrou. Vals kan ek op u vertrou. My Heer, na die bestemming in u word my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, die leiding bring bevryding, al ons skuld het u gedra. Al ons skuld het u gedra. In 1 Johannes 4 lees ons vanaf vers 16, God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het.
As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, die liefde wat God vir ons gee, uitleef as 'n getuienis, as 'n belydenis van die goedheid, die genade wat ek en jy elke dag van die Here ontvang. Omdat ons hierin glo, omdat ons geloof in die Here bely, nie net hier in die kerk nie, maar ook buite. Wil ek jou uitnooi, staan saam met my, dan bely ons saam ons geloof hier in die kerk, maar ook as 'n getuienis in hierdie wêreld van die goedheid en die almag van God wat ons aanbid. Kom ons staan en doen ons dit in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Ek kan die plek inneem. Broer en suster, ons skriflesing van môre kom uit Paulus se brief aan Titus. Ons gaan daaruit lees in Titus hoofstuk 2, vers 11 tot 15. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Here, ons kom dankie dat ons in hierdie oggend hier by mekaar kan wees. Here, om U naam groot te maak, lof te bring aan U. En in dit alles, Here, ook by hierdie oomblik te kom, waar ons saam, Here, uit U woord lees. Ons kom bid, Here, breek U woord vir ons oop. Ons sal kom vra, Here, spreek, U kinders luister. Amen. Ons lees Titus hoofstuk 2 vanaf vers 11. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om goddelose lewenswyse, die wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons groote God en Verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en terecht te wys. Gee aan niemand aanleiding
om op jou neer te sien nie. Tot sover ons skriflesing van môre. Ons begin so in die helfte van Titus, en as ons dink aan die brief van Titus, dan blaai ons net so 'n bietjie vorentoe in die eerste hoofstuk om sê Paulus, wie is hierdie Titus vir wie hy skryf? Hy kom sê aan Titus, my eie kind in die geloof, wat ons albei bely, genade en vrede vir julle. Hoofstuk 1, net so 'n stukkie verder, sien ons hoe Paulus vir Titus aanmoedig om in Kreta te werk, waar hy as ouderling optree, maar ook as 'n gestuurde, as 'n kind van God, en behalwe vir dit, met dit wat hy doen, die manier hoe hy leef, kom moedig Paulus vir Titus aan, en as ons by hierdie gedeelte in vers 11, as ons dink aan die gedeelte, veral in Kerstyd, as ons dink aan Paulus geskrifte, skryf hy eintlik baie min oor Kersfees. Hierdie is een van die gedeeltes wat jy so bietjie daarna verwys. Maar voor ons by dit kom, wil ek die verhaal vertel. Die verhaal speel af 1867. Maar ek dink ja, as iemand wat so oud is nie, maar dis 'n rukkie terug. 1867, en daar is hierdie seentjie, sy naam is Erasmus Jacobs. Hy word groot in Hoopstad, Kimberley. En daar in die kalkrande, daar by daai stadium, Hopetown, skus nie Hoopstad nie, tussen die ysterklippe, kry hy so 'n mooi blink klippie, 'n lekker groterige een. En hy tel die klip op en hy sit hom in sy broeksak, en hy speel verder met wat hy moet doen, en hy speel, kom by die huis, en die klippie raak op die einde van die dag deel van sy speelgoed. Hy word 'n goon waarmee hy gooi, hy word, daar waar hy gaan, speel Erasmus met hierdie blink klippie. Maar op 'n stadium, soos wat speelgoed maar is, raak hy moeg vir die ding, en hy gee hom vir sy sussie, in ruil vir 'n gebottelde vy, wat in sy ma se kombuis staan. So die sussie moet nou gaan, en die vy uithaal, en vir die boetie vat, en dan kan sy nou die mooi blink klippie kry. En op 'n dag, is die sussie en haar maatjies, familie nou daar by mekaar, en hulle is besig, die sussie toe nou, om met die klippie en hulle lap op het te speel. En saam in hierdie geselskap, is daar 'n oom Skalk. En die oom kyk toe, en hy sien toe hierdie mooi blink klippie. En met 'n fyn oog, 'n kennersoog, identifiseer hy toe dit as 'n 21 karaat diamant. En so word hierdie fonds eintlik die begin van die mynbedryf, van die diamantbedryf in Suid-Afrika. As ons nou na hierdie geskiedenis storieetjie luister, vra ons mekaar, maar wat het dit met my en met jou te doen hier vandag? As ons, nou, en dis ware gebeure, so wat ons uit hierdie gebeure kan aflei, besef ons dat ek en jy baie keer met 'n skat in ons broeksak rondloop, in die stof speel, in die stof gooi, en ronddra asof dit eintlik net nog iets is. En jy kan dit rustig, daar waar ons besig is, daarin gewoond raak. Ons kan dit selfs verruil vir iets beters, so dink ons. Maar in der waarheid bly ons eintlik blind. Ons bly eintlik arm. En al lê hierdie groot rykdom rondom ons, eintlik in ons hand, mis ons 'n klomp goed.
En as ons na die wêreld kyk, sien ons baie keer hoe ons as mens hierdie skatte in ons ronddra. As ons begin ons by die woord van God. Ons kan aan ons kinders dink. Ons kan dink aan ons geliefdes, ons man of ons vrou, die nabyheid van iemand wat werklik vir jou omgee. Die sak vol vergifnis wat die Here vir my en vir jou gee. As ons dink aan die geduld wat die Here met ons het, is dit so groot, so wyd. En so kan ons 'n klomp goed opnoem. As ons dink aan die tyd wat ons ingaan, Advent, Kerstyd, is dit deel van hierdie skatte wat eintlik vir ons oopgemaak word. Christus wat na hierdie wêreld toe gekom het, ter wille van my en jou. Ek weet nie wanneer laas was jy in die winkels, maar as ons dink aan Kerstyd, gewoonlik hier en al in Oktober maand al begin die winkels hulle winkels opmaak. Kerstyd is hier, Kersfees is in die lig. En daar is hierdie klomp goed wat voorlê, wat gebeur om ons in 'n sekere manier te beïnvloed en te sê maar ons moet bewus raak. Die kommersialisering het Kersfees en Christusfees eintlik 'n ander betekenis laat kry. Want ons is so gewoond, Kersfees is op pad, die winkels is mooi opgemaak. En met alles saam is ons alreeds besig om volgende jaar so goed te beplan. Kersfees is maar net 'n vlietende oomblik. Christus wat gekom het, die feesgety, dit waaroor dit gaan, die kern van dit alles, is eintlik maar in die agterspieën. Want in die plek van die stilte van Kersfees, in die plek van die stilte van Christus wat gekom het, is daar 'n vaardige woel, 'n klomp goed wat in plek gesit moet word, sodat ek en jy kan sin maak, kan reg wees vir die volgende jaar. En as ons dink aan hierdie Christusfees, as ons dink aan Christus wat gekom het, kan dit nie maar net 'n blitsbesoek wees in die stal in Bethlehem. Dit kan maar nie net nog iets wees wat verbygaan nie. As ons na die gedeelte kyk, kom roep Paulus vir Titus op en hy sê vir hom, maar diep binne in jou is daar 'n skat. En hierdie skat moenie net daar bly nie. Hierdie skat is nie net vir jou nie. As ons dink aan hierdie woorde wat Paulus vir Titus sê hy eintlik vir hom dat hierdie skat deur jou geken moet word, Titus, maar meer as dit, dat jy dit gaan uitleef. Dat ek en jy die verlosser sal ken. Meer nog, wil Paulus sê dat hierdie skat eintlik Titus se lewe en so ook my en joune kom verander. En die vraag is hoe, ons lees dit in vers 11 en 12, dat ons goddelose lewe en wêreldse begeertes sal laat vaar. Dat ek en jy, daar waar ons gaan, met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld sal leef. Met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in hierdie wêreld waarvan ek en jy deel is. Ons kom in 'n tyd wat ek en jy vir mekaar moet sê, maar wat maak ons met Christus wat gekom het? Ons leef in hierdie
twee verskynings, Christus se geboorte, maar ook die wederkoms van Christus. Ons leef in 'n tyd waar ons mekaar sien, maar ons nees en ons ja's maak saak. Onthou die 3 woorde wat Paulus sê: opregtheid, godsvrug, selfbeheersing. Dit wat ons doen het 'n invloed in hierdie wêreld. Ons ja's en ons nees maak saak. Soos die genade van God vir ons leer waarvoor om nee te sê en waarvoor om ja te sê, so raak ons gedrag die stem van God in hierdie wêreld. Ek sê dit weer. Die manier hoe ek en jy leef, dit wat ek en jy doen, dit wat ons noodwendig sê nie, dit wat ons doen, raak die stem van God in hierdie wêreld. Dis hoe ons mekaar aanspreek, dis hoe ons mekaar aanmoedig, dis hoe ons die liefde van God kom wys in hierdie wêreld. God is hier. Hy is teenwoordig. Ons kan nie 'n ander aanpassing maak vir die evangelie nie. God het gekom in sy volheid, in sy genade ter wille van ons. Sodat ek en jy in hierdie wêreld as getuies, as gestuurdes kan leef. Dit, broers en susters, is die doel van Christus se koms na hierdie wêreld. En die oorvloed wat hy vir ons daarvoor gee, dit wat hy vir ons in ons binneste kom inbou, sodat ek en jy dit kan uitleef as getuie, is selfbeheersing, opregtheid en godsvrug. As ons na ons eie lewe kyk en ons kyk na hierdie tyd, sê ons vir mekaar, maar juis dat ek en jy sal verstaan dat Kersfees oor meer as net 'n paar blommetjies, 'n boom wat ons opslaan gaan. As ons dink aan Kersfees, as ons dink in hierdie tyd wat ons ingaan, en dit is die uitdaging wat ek op die tafel sit, as ons, kom ons berei onsself voor vir hierdie Kerstyd waarin ons gaan. 'n Tyd wat ons bewus raak van God se teenwoordigheid. 'n Tyd wat ek en jy bewus raak van God wat homself kom gee ter wille van my en jou. As ons dink aan die skat wat in ons is, mag ons dit uitleef. Mag ek en jy ons skat gebruik. Mag ek en jy daar waar ons gaan, ons skat soek nie net hier by die kerk nie, nie by groot geleenthede, ekstatiese belewennisse nie, in die hoë hemel heerlikhede nie, maar juis mag ons bewus raak van God in die kleine, daar waar ek en jy beweeg. As ons in die oggend ons oë oopmaak, in elke geleentheid, in die waarvrag genade, die vergifnis wat die Here vir ons gee, in elke geleentheid van genade, in elke geskenk van geduld. As ek en jy ons oë vir 'n oomblik kan oopmaak in hierdie donker wêreld, die goedheid van God kan raak sien rondom ons. Dalk ontdek ons ook die skat, die diamant rondom ons. God wat hier is, God wat homself kom gee. Mag ek en jy, broer en suster, bewus raak van die Here se teenwoordigheid. En daar waar ons gaan, mag ons dit leef. Mag ons vir 'n oomblik, eintlik elke dag, bewus wees van God wat vir ons kom sê, ek is hier. Ek is by julle teenwoordig. Mag ons bewus raak van die Here wat vir ons sê, maar
Jy het niks meer nodig as net vir my nie. Mag ons hoop, ons vreugde, ons liefde en ons genade by die Here vind, ook in hierdie adventtyd. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, ons kom dankie, Here, dat ons in hierdie oggend bewus kan wees, Here, van U liefde. Dat ons diep bewus kan wees, Here, van U genade, van U hoop. U hoop, Here, wat ons harte kom verander, sodat ons in hierdie wêreld diep bewus kan wees, dat daar 'n God is wat leef, en dat hierdie God saam met my op pad is, saam met ons op pad is. Here, as ons so dink in hierdie tyd, is dit baie keer 'n tyd van hartseer. 'n Tyd wat ons mekaar sê, maar daar's geliefdes wat deur die loop van die jaar weggeval het. Here, daar's mense wat alleen is. Dankie, Here, dat ons ook in U ons hoop kan vind. Here, ons kom bid en kom vra, Here, gee vir ons die krag en die genade, die wete. Here, dat U ons harte kom verander, sodat ons vir U sal leef. En Here, daar waar ons so maklik wegdwaal van U af, Here, daar waar ons so maklik verkeerde paaie kies. Here, kom vergewe ons. Maak ons weer bewus, Here, van die skat U wat in ons teenwoordig is, sodat ons dit sal kan uitleef in hierdie wêreld. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, ek gee geleentheid dat ons die Here met ons liefdegawes kan dien.
Broer en suster, die afkondigings vir die week is dan soos volg. Ons dink in lief en leed aan Wilma Viljoen. En ons dink ook in hierdie oggend, ons kom dank ook die Here vir die reën wat hy al reeds gestuur het. Ons kom vra ook daar waar dit nog droog is vir reën, en ons dink ook aan die Weskaap waar daar nog redelik brande is. Ek is nie bewus of dit al redelik uitgeblus is nie, ek is seker daarvan nie. Maar kom ons raak vir 'n oomblik stil in die Here se teenwoordigheid. Here, ons kom dankie in hierdie oggend, laat ons vir Wilma en ek kan opdra, Here. Here, ons kom dink aan die gedeeltes, Here, waar daar brande was. En ons kom vra, Here, gee U, Here, ook daar U uitkoms, U krag, U genade. En so kom dank ons U ook, Here, vir die reën wat al reeds hier geval het. Here, ons kom dra hierdie seisoen wat voor lê aan U op. En ons kom vra, Here, seën, Here, seën dit. Here, dat hierdie seisoen sal wees, Here, wat ons diep bewus, Here, van U teenwoordigheid sal wees. Here, ons kom bid en ons kom vra, Here, gaan ook so met die wat alleen is, met die wat siek is. Ons kom dankie, Here, en ons kom vra U daarvoor, Here, in U groot en heilige naam. Amen. Broer en suster, geluk aan almal wat verjaar in die week. Mag dit 'n besonderse dag vir jou wees, en mag jy sommer net lekker verjaar. Die 24ste verjaar aan Nelda Coakley en Sarika Mostert, die 25ste verjaar aan Sunay Kap, die 26ste Elsje Adendorf, die 27ste Anel Swart, die 28ste Chris Botha en Johan Joubert, en die 29ste Shamaine Massyn. Geluk weer aan almal wat verjaar, en mag dit vir jou 'n spesiale dag wees. Broer en suster, die weekse program, daar is nie tee na die diens nie. Ek wil jy ook uitnooi, Woensdag is dit dan ook die afsluiting vir Huisvergesig se biduur. Ons gaan dit so 'n bietjie anders te doen. Daar is ook 'n Kerssang geleentheid Woensdag, so ek wil jy elkeen uitnooi ook soontoe. Dan Woensdag 9:30 by Huisvergesig. En dan van my kant af ook dankie vir elkeen, van die kerkraad se kant af, dankie vir elkeen wat help met alimentasie, vir kospakkies, vir behoeftige gesinne in ons gemeente. Dit help ons, dat ons ook op so 'n manier ons gemeente kan ondersteun. Broer en suster, die 16de Desember is dit geloftediens. Dit vind plaas by ons hotel om 10:00, die 16de Desember, en dan Kersdagdiens is die 25ste Desember, en dit is om 8:00 die oggend. Dan is Jan met verlof van die 17de November tot die 5de Desember, en as daar enige navraag is, kan u dan met oom Douglas McKay kontak maak vir enige navraag. Broer en suster, kom ons sluit af, dan ook met ons slotlied. Ons sing lied 365 vers 1 tot 3, en dan vra ek dat julle sal staande bly vir die seën, en dan sluit ons af dan ook dan met die seënlied, wat daar is vir ons van speel. Kom ons staan, dan sing ons dit hartlik saam. Die blye engellied aan die koning sien gebied, vrede op aarde God Heer, hy daalt op die sondaar neer. Almal wat hom lief het sing, om hom lof en dank te bring.
Christus, ewe God en Heer, Christus staan om u vereer, in die volheid van die tyd, word hy mens in nederigheid, sondelose lam van God, kom aanvaar die mense lot, hy met mense saam vertel, ware God, Immanuel, op die aarde bring hom neer, Christus ewe God en Heer, Jesus ware vrede vors, om vir hom 'n volk verlos, wêreldwyd in elke land, kom bevryding deur sy hand. En ons nood het hy gedaal, vir ons lewe hier betaal, vrygemaak deur ongevind. Is ek ook nou koningskind, almal deur sy koms verlos, dank en lof die vrede vors. Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Hier is my kant. Jy kan gaan wat ek jou vra, versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei, ek is langs jou, om jou veilig vast te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, wil veilig val en raak jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra, versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, ek beskerm jou, ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien.
Ek is binne jou, ek lei jou weer my Heilige Gees. Seun van God, die Here sal vir ewig met jou wees. Amen. Gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, aan leef my liefde, my kind kom gou, ek is altyd daar.